Ons is by Vrydag, ons laaste dag wat ons bietjie saam met mekaar gesels in hierdie Pinksterweek, alhoewel Pinkster nooit eintlik eindig nie, die werk van die Gees eindig nooit nie. Maar ons is op Vrydag, en daar bly nog net Pinksterfees van Sondag oor, waar ons dan saam fees vier oor die Gees wat uitgestort is. Vandag gesels ons bietjie oor geesgedrewe sending. Met ander woorde, die Gees sit agter die sending wat gebeur. 2 tekste waarna ons kyk, Handelinge 13, sy eerste 4 verse, en ook die bekende Matteus 28, sy laaste 2 verse. Kernboodskappe vandag, waar die Gees werk, daar word mense gestuur. Kom ons raak stil, kom ons bid saam. Here, ons is aan die einde van die week, in hierdie Pinksterweek, maar ons weet, Here, dat U nie 'n einde het nie. In hierdie week het ons meer gedink en gefokus op die werk van die Gees, Here, maar die werk van die Gees hou net aan. Dankie dat U vir ons nooit los nie, nooit in ons eie genade oorlaat om maar net aan te gaan nie. Here, U lei vir ons en U vul ons. Ons bid vandag, Here, dat U vir ons nie net sal vul nie, maar dat U ons ook sal stuur. Here, wys vir ons waar U ons roep en gee vir ons die moed om te antwoord. Amen. Stel voor jy wil 'n braaivleisvuur maak, 'n groot vuur. En jy begin, soos wat die manne nou maar begin, om jou hout of kole reg te pak met jou aanstekers, maar as die vuur begin brand, dan hou jy dit eenkant. Jy sit nie nog hout by nie, jy het hierdie aansteker waarin jy dit gesit het, waarin jy jou vuur maak, maar jy hou dit net hier by mekaar. Gaan daardie vuur ooit groter word? Gaan daardie vuur ooit die res van die hout kan bereik wat nog eenkant lê? Nee, dit gaan nie. Hoekom doen ons dieselfde met die Gees? Baie mense is geesvervuld. Hulle wil graag gehoorsaam wees aan die Gees, maar hulle sit so half 'n deksel daarop. Hulle wil nie toelaat dat daardie vlam, daardie vuur van die Gees ook ander mense raak nie, want dit gaan iets van my vra. En daarvoor sien ek nie altyd kans nie. Die Pinkstergees is nie 'n binneshuise vuurtjie wat ek net so kan contain nie. Dis 'n vuur wat verander, wat getuig, wat roep, wat stuur. En elke geesvervulde mens is 'n gestuurde mens. Ons lees vandag die eerste 4 verse van Handelinge 13. En hierdie gedeelte is die begin van die eerste sendingreis. En die opskrif hier is, Barnabas en Saulus word uitgestuur. Onder die profete en die leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukië toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe oorgevaar. Wat leer ons vandag by die vroeë kerk? Ek dink een van die uiters belangrike goed is dat hulle as gemeenskap saam gebid het, saam gevas het, saam na die wil van die Here gesoek het. Ons hoor hier dat die Gees baie duidelik met hulle gepraat het, maar dat hulle ook gehoorsaam was. En ons leer ook hier dat die Gees nie net hierdie ouens op 'n missie stuur nie. Hy's baie spesifiek wie gestuur moet word en waarna toe hulle gestuur moet word, wat hulle gedoen, wat hulle moet gaan doen. Hoor ons nog die Gees se stem? Is ons ingestel om die stem van die Gees te hoor? Of is ek bang? Is ek dalk bang wat die Gees van my gaan vra? Of is daar te veel geraas, te veel eie ek, te veel besige programme, te veel selfgerigtheid, dat ek nie die stem hoor nie? Die ander gedeelte wat ons saam lees vandag, gaan oor die groot opdrag en ons roeping. En dit kry ons in Matteus 28. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle
al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus gee hierdie opdragte aan al sy volgelinge, nie net aan 'n paar spesialiste nie. En daar's 4 goed in hierdie teks wat gebeur waarna ons kan kyk. Die eerste een is, gaan, jy moet beweeg, jy moet gehoorsaam volg daar waar die Here jou stuur. Die tweede ding wat Jesus hier kom vra is, maak disippels, nie net bekeerlinge nie. 'n Bekeerling is iemand wat agter iemand aanloop. 'n Disipel is iemand wat met hart en siel volg. Dis wat die Here kom vra. En dan kom vra hy ook, kom doop hulle. Nou hier het dit niks te doen met groot doop of klein doop of eers tot bekering kom. Dit het niks daarmee te doen nie. Die doop hier kom gee 'n nuwe identiteit. Kom doop hulle. Kom sê vir hulle wie hulle is en vir die wêreld, geef hulle 'n nuwe identiteit. En dan leer hulle om alles te onderhou. Disipelskap is 'n proses. Ek verander nie oornag in 'n disipel wat alles weet en wat met oortuiging die woord van die Here kan verkondig nie. Dit groei op my. Waar is ons sendingveld vandag? Ek dink 'n ma wat vir haar kinders Bybel lees en hulle leer om Jesus te volg, is in die sendingveld. 'n Christen wat by die werk eties optree en mense met liefde hanteer, is in die sendingveld. 'n Boekhouer wat elke dag gaan werk en sy of haar werk met integriteit doen, is in die sendingveld. 'n Onderwyser wat deur sy of haar woorde, maar ook die manier waarop hulle met die kinders werk, die boodskap uitdra, is deel van die sendingveld. 'n Jong mens wat besluit om na die armes uit te reik by 'n sopkombuis, is in die sendingveld. 'n Bejaarde wat daagliks bid vir die vervolgde kerk, is deel van die sendingveld. Jy het nie 'n paspoort nodig om 'n sendeling te wees nie. Jou eerste sendingopdrag is daar waar jy vandag is. Daar maak jy 'n verskil. Die Gees gee vir ons die krag om te getuig. En dit het ons ook al vroeër die week gelees. Ons het in Handelinge 1 vers 8 gelees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Daar staan nie net, julle moet my getuies wees nie. Daar staan, julle sal krag ontvang, julle sal my krag ontvang en julle sal my getuies wees. Die Gees wat in my en in jou is, maak ons vreesloos. Die Gees wat in ons is, gee vir ons woorde as ons nie weet wat om te sê nie. Ek kan nie eers dink wat ek in 'n gesprek gaan sê nie, maar as ek die Gees genoeg vertrou, dan praat hy deur my. Maar die Gees maak ook harte oop vir die evangelie. Petrus, wat bangjan was, wat Jesus verloon het, word na Pinkster 'n dapper prediker. Hy het nie self verander nie. Die Gees het hom bemagtig en het hom verander. Dink laastens moet ons vir mekaar sê, elke gelowige het 'n unieke sendingveld. Die Gees roep nie almal na Afrika of Asië toe nie, maar hy roep almal elders heen. Dalk moet jy vandag vir jouself vra, wie het God in jou lewe geplaas? Nou, waar is daar gebrokenheid rondom jou waar jy 'n verskil kan maak? Waar kan jy lig wees en groei daar waar jy geplant is? Elke persoon is 'n antwoord op iemand anders se gebed. Ons hoor mooi, jy is 'n antwoord op iemand anders se gebed. Is jy gehoorsaam? Wat kom vra hierdie woord vandag van jou? Ek dink in die eerste plek, die vraag, is jy beskikbaar? Die Gees kom soek nie die slimste of die een met die teologiese graad nie. Hy kom soek iemand wat bereid is. Iemand wat sê, Here, hier is ek. Stuur my. 'n Volgende vraag is, waar is jou sendingveld? Gaan sit net bietjie en dink, waar is dit waar die Here jou kan gebruik in jou alledaagse lewe? Bid jy vir rigting? Vra jy die Gees, Here, wie kan U vandag oor my pad stuur? Leef jy missionaal? Met ander woorde, is jou hele lewe 'n getuienis van dit wat in jou hart aangaan? Want dis belangrik. Dis nie net jou woorde nie, dis dit wat jy elke dag doen. Ons luister vandag na 'n bekende lied wat sê, mans van die woord. En dit gaan nie net oor die mans nie, ons, vroue, mense van die woord. Dat ek gehoorsaam sal antwoord as jy vra, wie sal ek stuur? Hier is ek, Here.
stuur my. Kom ons sluit hierdie week ook af en ons bid saam. Here, ons is u mense. U het ons gevul met u Gees. Nou wil u ons uitstuur. Help ons om nie terug te hou nie, nie stil te bly nie ons roeping te ignoreer nie. Gebruik ons waar u wil, wanneer u wil, vir wie u wil. In u naam alleen. Amen. Here ons hoor u stem, u vra wie sal ek stuur, om die wêreld te leer van God se liefde. Here ons meld ons aan, raak ons aan met u vuur. Gee ons krag vir die stryd, hou ons wil in u beheer. Ons sal gaan en ons sal leef in Jesus se liefde. Ek in my huis sal vertel en u dien met ons lewe. Here ons meld ons aan, sodat u ons kan stuur. Maak ons mans van die woord, laat die Gees in ons regeer. Ons kan staan deur te leef, net soos die woord dit van ons vraag, want u liefde oorwin die krag van die dood. Ons sal oorwin deur die bloed en deur die woord wat ons bely. In u naam kan ons staan, niks sal ons keer nie. Ons sal gaan, ons sal leef in u liefde. Ons sal gaan, ons sal doen soos u sê. Here ons meld ons aan, raak ons aan met u vuur. Maak ons mans van die woord, laat ons saam met u regeer. Ons sal gaan, ons sal leef, soos u woord ons beveel. Ons sal gaan, ons sal leef, soos u woord ons beveel.